Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons is by die 26ste September en die tema vir vanoggend se woord is gesalf vir jou opdrag. Die laaste 2 dae het ek met jou gesels oor hoe die Here my geroep het in sy bediening om kories te stig waar leiers dan opgelei was. Nou Jesaja 42 was ook deel van die puzzle wat die Here my gegee het as antwoord, toe ek vir hom gesê het, Here, ek weet nie hoe ek het sal kan doen nie, en ek is heeltemal te klein. Nou deel van dit was, om die goeie nuus te bring, sodat gevangenes sy vrylating kan hoor, en verdruktes in vryheid weggestuur kan word, en blindes herstel van sig kan kry, dat verbryseldes van hart God se genadejaar kan ervaar. En dit weet ons staan in Lukas 4 vers 18 en ook in Jesaja 61. Nou Jesaja 42 vers 7 sê, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes, diegene wat in die duisternis sit. Die grootheid van so 'n opdrag is nie van die oomblik af dat jy sy stem hoor nie, maar daardie opdrag was alreeds in moederskoot, in my, ingevleg. Jesaja 44 vers 24, so sê die Here jou verlosser, hy wat jou geformeer het van moederskoot af. Ek is die Here, wat alles volbring, wat die hemel uitspan, ek alleen, en wat die aarde uitsprei, wie was met my. So daar het ek besef, dat hierdie puzzle, wat stadig besig is, om vorm aan te neem, my purpose is, waarvoor ek geroep is, maar ook vir 'n destiny, om werklik eendag 'n legacy te kan nalaat. Jesaja 44 vers 26 sê, wat die woord van sy knegt vervul, en die voorsegging van sy boodskappers volbring, wat van Jerusalem sê, dit moet bewoon word, van die stede van Juda, julle moet herbou word, en ek sal sy puinhope oprig. Van Kores sê hy, jy is my herder, hy sal alles volbring, wat my behaag, omdat hy van Jerusalem sê, dit moet gebou word, en die tempel moet gegrond word. Hier hoor jy presies die woorde, herbou die tempel, herstel die mure. En duidelik het ek gehoor, daar is te veel op die kansel, wat onbewoon, en wat puinhope is. En Kores is daar verwek. Wat was my hoofdoel gewees, waar ek leiers opgelei het? In die eerste plek, dat hulle gesond moes gewees het, innerlik gesond wees, en dat hulle met hulle alles by God se liefde moes uitkom, dat hulle hom moes leer ken, hoe lief hy hulle het, dat hulle sy wil moes begin verstaan het, sodat hulle nie op 'n kansel sou staan, om mense seer te maak nie, maar om mense heel te maak. Want dit is so baie maklik in hierdie lewe, as ons enigstens die mag het, om mense te kan afkraak, of mense te breek, of 'n seggenskap het, om oor mense te kan heers, en dan heers ons lankal nie meer in die koninkryk van God, soos hy dit bedoel het nie. So maklik kan 'n man en 'n vrou, hulle gade afbreek, en afkraak, en dan is hulle lankal nie meer in die plek, waar God se woord sê, wees aan mekaar onderdanig nie. So maklik val huisgesinne uit mekaar uit, so maklik val werke uit mekaar uit, kan 'n land na land uit mekaar uitval, kan bedieninge uit mekaar uitval, as ons eers begin, mense bedien, uit ons eie wonde uit. So kom ons kom by daardie plek, waar die vrede eers in ons herstel word, en dit kan net van Jesus afkom, sy vrede. 'n ander mens kan nie vir jou vrede gee nie. Omstandighede kan ook nie regtig vir jou vrede gee nie. Maar as dit van binnekant afkom, dit is dan wanneer ons vrede ontvang. En dat die pynhope herstel word, laat toe, dat Heilige Gees die pyn wat in jou lewe is, kom heel maak, kom gesond maak. Weet jy, dan gaan daar 'n opgewondenheid in jou kom, om vir mense uit te bring by die plek,
by die geneesheer Jesus Christus, en sal ek en jy die getuienis kan wees, wat vir mense kan sê, ek weet hoe dit voel, toe Petrus geval het by die voete van Jesus, maar ek weet ook hoe dit gevoel het, toe hy my opgetrek het, diep uit die water uit, en ek saam met hom kon teruggeloop het na die boot toe. Dis al, hoe jy regtig jou verlede kan face, wat miskien 'n mislukking was, dat hy jou optrek uit die water uit, en saam met jou terugloop na daardie plekke toe, waar jy moet heel gemaak word, waar jy moet opbou, en dat jy weet, hy, wat van die begin af die eind ken, dit is hy wat vir jou sê, Jesus Christus wat vir jou sê, moenie bang wees nie, hou op om te kyk, na alles wat om jou plat lê, hou op om te kyk na die vreeslike golwe, maar begin kyk in sy oë, wat jou raak gesien het, toe hy aan die kruis gehang het. Dankie Jesus, vir u bloed vanoggend, wat ek kan vergewe en vergifnis kan vra. Dankie Here, vir u liggaam, wat my genesing is. Amen.